Goeiedag. My naam is Charles Collins, ek is verbonde aan die versorging in Groenkloof. Baie welkom by hierdie loods-uitsending wat ons gaan probeer om 'n nuwe platform aan mekaar te sit. Vanoggend wil ek net vinnig voorstel, saam met my hier is Annetjie Olivier, sy is die stigtingsverteenwoordiger, maar vandag is sy sommer ons regisseuse ook. En ons kuier oor alle dinge Groenkloof. Ek dink dit is wat ons vir mekaar sê, die platform waaroor ons gesels en wat ons visualiseer, het te doen met dinge, sake wat op ons Groenkloof gemeenskap betrekking het. So, in terme van dit gaan ons vandag lekker saam kuier. Vandag kuier ons met Isak Steyn, inwoner. Isak, baie welkom. Dankie, Charles. Net so vinnig, ek het al gehoor Isak, ek het al gehoor party sê Dominee Isak, ander sê Sakkie. Nou weet ek nie, wat noem ek jou? Waarmee is jy gemaklik? Hoe ken Groenkloof jou? Die mense in die sendingveld het my geken as oom Sakkie, maar jy hoef nou nie te sê oom nie, alhoewel jy op my sneeu kan sien dat ek 'n oom is. Net Sakkie is gemaklik. Fantasties, nee Sakkie, baie dankie. Net vinnig, jou vrou se naam? Jeanette. Okay, jy sien nou, moet nou vir niemand sê nie, want dis nou my geheue wat nou so 'n bietjie geglip het. En sy is erg daaroor dat dit dubbel N en dubbel T is, want sy is double gracious. Fantasties. Hoorie, sê vir my Sakkie, julle het nou, tans is julle inwoners by Groenkloof, maar ek wil die verhaal 'n bietjie terugdraai. Ja. Vertel net vinnig so 'n paar sinne oor hoe die storie gelyk het voor julle Groenkloof toe gekom het, vir jou en Jeanette. Waar het julle gebly? Wat het julle vir 'n loopbaan gedoen? Vertel 'n bietjie vir ons. Ja, selfe mens moet nou eintlik amper uitsonder watter merkers gaan jy nou gebruik as jy nou op hierdie pad moet loop, want die merkers loop baie ver terug, maar as ek die merkers net optel oor ons vorige woonplek, dan is dit aan die Weskus. Ons het weliswaar van die Weskus na die Ooskus toe gekom, ons het oor die hele land getrek, amper soos die Israeliete, na die beloofde land toe het ons agterna besef, en ons het daar gewoon seker van 2008 af tot 2021 wat ons hierheen gekom het. 10 Mei 2021 Pragtig. Het ons hier ingetrek in Groenkloof. So julle is nou al redelik ingeburger, as ek dit nou so kan sê. Ons is nou sekerlik amper 5 jaar hier, maar ek moet vir jou sê dat dit is 'n geweldige reis gewees. 'n Reis van, Dominee sal nou seker maklik sê 'n reis van genade, maar dit is werklik 'n reis van genade deur ons hele lewe, maar veral ook van die Weskus hiernatoe. Ons pad het so begin dat in die COVID-tyd het ons al twee eintlik formeel predikante in die NG Kerk geword, ek en Jeanette. Nadat dit 'n lang droom van 50 jaar was, wat die Here aanvanklik 'n roeping op my hart geplaas het in 1968, toe ek nou skool klaar gemaak het, om 'n dominee te word. En ek wou toe nou 'n Dr. Postma word. Dr. Postma was ons predikant en hy was vir my alles wat besonders is, wat die Here in sy lewe gedoen het. En jy het in hom hierdie mentor gesien, lei ek af? Ek het in hom hierdie absolute verkondiger van die woord van God, die hart van Christus, kon ek in hom beleef, en iets van wat hy in Christus was, wil ek in Christus wees. En die raam waarin dit kon gebeur is om 'n dominee te word. Maar toe sê my pa, met so 'n klein stukkie grond, en het hy nie die geld om my 7 jaar te laat leer nie. En die dominee sê, Dr. Postma sê, hulle kan hoogstens vir my 'n stukkie, miskien 'n ou donasietjie gee per maand vir 'n sak geld. En dit gaan nie die studies draai. Dit gaan nie die studies draai. En nou ja, toe wou ek al Dr. Postma word, maar toe word ek maar 'n meneer Grobler, die skoolhoof. Toe het ek maar die onderwyspad geloop, en deur 'n lang onderwys, wonderlike pad saam met kinders, en te sien hoe dat kinders groei in die Here, het die Here geleidelik ons pad gelei in deur die skool. Ek het onderwys gegee, en later was ek dosent aan die Potchefstroomse Universiteit. So jy daar by die universiteit dan ook 'n draaitjie gemaak? Ek het as junior lektor begin in 1975 aan die Potchefstroomse Universiteit, in die fakulteit opvoedkunde. En ons is ook, en ek en Jeanette is ook in 75 getroud. Dis 'n ons het nou klein rukkie terug
ons 50ste huweliksherdenking ook gevier. Maar baie geluk. Nee, dankie So maar as ek jou later vir raad vra, jy kan oor maritale raad ook gesels, neem ek aan. Ja, mens is net nie altyd seker hoe gesaghebend is die raad nie, want jy het dit net in jou eie lewe getoets. Hoor jy sê vir my Sakkie, jy praat so oor hierdie hoofstukke, maar iewers, ek en jy ken mekaar nie baie lank nie, maar ek het baie vinnig by jou hierdie pastorale hart opgetel. En dis 'n besondere inslag as 'n mens dink oor bediening. Nie almal het van nature hierdie pastorale hart nie. Kan jy 'n bietjie meer sê, hoe het hierdie ding in jou ontsluit geword, hierdie pastorale aanslag? Ja, dit het eintlik, ek wil amper sê, toe ons in 2010 in die Vrystaatse Universiteit afgetree het dit werklik begin gestalte kry, want toe ons is uitgestuur deur die NG Kerk Beinsvlei in Bloemfontein as sendelinge na Groblershoop toe, na Amos Agrimin plaasbediening. So daar het ons die eerste roeping as predikante gekry. En eintlik het die Here ons op 'n lang pad ook steeds daarvoor voorberei, want terwyl ons nog by die universiteit was Jeanette dosent in pastorale terapie by die fakulteit teologie, sy het predikante opgelei in pastorale berading en begeleiding van siekes. En dit het jou toe ook nou baie te beurt geval, omdat julle ons nou alles deel. Juist het deur ons pad begelei, dat ons met 'n hospitaalbediening begin het. Ons het in die Medikliniek in Bloemfontein, was ons gereelde bedienaars, en ek het by die trauma eenheid dikwels in die nag het hulle my ingeroep, wanneer daar 'n ongeluk was, of wanneer iemand te sterwe gelê het. So toe die Here al ons pad in die bediening, Jeanette het kankerpasiënte veral bedien, predikante opgelei om kankerbediening te hanteer, en ook sieke bediening in hulle gemeentes, en daarvandaan is ons toe nou sendingveld toe, en in die sendingveld het die Here ons hart verder gereed gemaak, eintlik om die nood te sien van hulle wat soekend is na vrede, soekend is na die rus in die Here, en ons het wonderlik saam met die plaasgemeenskappe gelewe. Maar daarna het die Here ons toe teruggevat, Velddrif toe, eintlik dwars Kersbos, 'n klein plekkie by Velddrif, en toe het ons begin bedien in gemeentes, kankerpasiënte, terminaal siekes, en uiteindelik het daar 'n roeping gekom om formeel, ons was toen al 'n klomp kursusse in die teologie gedoen, maar toe kom daar 'n geleentheid, dat ek dink dit was in 2017, dat die NG Kerk sê, goed, almal wat nie die formele pad van dominees geloop het nie, maar deur die sielkundige wêreld, deur die onderwyswêreld, deur die maatskaplike wêreld gekom het hulle kon toe nou formeel nog 'n paar jaar se opleiding kry en predikante word. Net so vinnig in hierdie tydperk sou jy sê in terme van julle eie groei, want ek neem jy word nou gekonfronteer met 'n klomp dinge in ander mense se lewens. Maar hoe het dit julle gevorm vir jou en Jeanette? Die pad wat die Here ons laat loop het, was die pad van verhoudinge. As ons het in die sendingveld het ons huisbesoek gedoen in mense se huise. Ons het in die gemeente in Velddrif, waar ons verseker so 700 lidmate verantwoordelik was vir, want kyk, ons opleiding was die bediening van bejaardes en terminaal siekes. So ons het toe in die gemeente ook die hart beleef van Christus vir siek mense. En ek dink die liefde wat die Here in ons harte gegee het, en die liefde van ander vir ons, het eintlik vir ons gesê, julle is op die plek waar ek julle wil hê. Jo, daai klink vir my amper so, as ek daarna luister, dan klink dit vir my soos 'n skoling, né? Iewers is jy besig om voor te berei, want ek dink later toe julle in Groenkloof gekom het, het julle ook julleself afgevra, watter rol speel ons in Groenkloof? Ja, want uiteindelik het die Here se pad so met ons geloop, dat ons toe nou beskikbaar is om nou aansoek te begin doen vir poste as dominees. En toe kom daar 'n pos by Bergsig gemeente, George Bergsig NG Kerk, en jy kan nou nie glo nie, maar die pos wat geadverteer word is emeritus dominee wat afgetree het met die veld van Groenkloof as die bedieningsveld. Jo, ja, dis interessant. Ek doen toe daarvoor aansoek, en dis toe in die middel van die COVID-tyd, en dominee Rudolf sê uiteindelik, weet jy, jy's op ons kortlys, maar ons weet nie eers of ons bestaande predikante gaan betaal nie. Ons kan nie nou nog 'n aanstelling maak nie. Jo, COVID het nou baie mense geïmpakteer, né? As jy nou vat hoe dit julle lewensstorie verander. Ek het hoeveel mense, ek het seker 3-4 begrafnisse per week gedoen, roudienste gedoen, die pad met COVID-pasiënte,
en ook met hulle geliefdes wat agterbly. Rouberading en sterwensbegeleiding het ook deel van my en Jeanette se pad geword. Wel, die ding is, kom ek jou so sê, in die kort tydjie wat ek jou ken, is dit presies wat ek van jou beleef. Daai betrokkenheid en die aandag. Daai hartklop, as ek dit so kan noem. Ja, weet jy Shell, jy vat dit so raak, want eendag staan ons hier onder by Denise se kantoor en sy is nie daar nie. En ek vra, maar waar is Denise? Sy sê nee, sy is hier bo by iemand wat besig is om te sterf. En ek sê, sou ek daar welkom wees? En ek toe saam sy het my kom haal en ek is so intoe en saam gewees daar en die nag, toe sê ek vir die dame, ek kan nou nie haar naam noem nie, maar die nag, toe sê ek vir haar, enige tyd as jy my nodig kry, laat my kom. En 12:30 daai nag, toe bel sy my. En toe sê sy vir my, Dominee Sakkie, my man is besig om te sterf. Toe sê ek kom. Ja. Kry vir Suster Kato hier en gaan na die kamer toe en ons het daar saam gewees totdat hulle die liggaam kom haal het van Afbob en nog geruk. En so het dit gebeur dat ons maar net ingeroep is, kort, wanneer daar nie 'n ander dominee is nie, of wanneer daar 'n roudiens gehou moet word, wanneer daar nie 'n verbintenis tussen die persoon wat gesterf het en sy of haar familie en 'n kerk was nie. So het ons op daai manier deel geword van die hartseer, maar ook die vreugde van die lewe van gelowiges in hierdie geloofsgemeenskap. Want jy weet, Shell, hierdie gemeenskap, die Groenkloof gemeenskap waarin ons leef, is vir my amper soos RSG, Radio Sonder Grense, maar hierdie gemeenskap is liefde sonder grense. Fantasties. En ons het die liefde sonder grense beleef en die Here deur ons daardie liefde sonder grense bedien. Daarom het kerk nooit saak gemaak nie, denominasie het nie saak gemaak nie, die feit dat ons eintlik enige iemand oproep voor wat maak nie saak nie, as daai dominee daar was van daai gemeentelid, het ons respekteer. So ons sal later vir Anton, Lou en Adrian van der Kolf ontmoet, wat reeds bedien het en saam met jou 'n roosterie gehad het vir donderdagdienste, en so die Here ons maar meer en meer ingevou in die liefdeskleed van sy goedheid en sy genade. Wel, die ding is, Sakkie, as ek na jou luister, ek kan nie anders as om te dink, op 'n manier is dit voorberei nie. Dit klink vir my amper, as ek na jou luister en die passie hoor, dan is dit absoluut omtrent of jy in 'n ding ingewandel het. Wel, ek moet vir jou sê, terwyl ons in die sendingveld was ons eendag ek dink dit was in Klein Willem gewees, en op 'n aand geleentheid saam met die boere en die werkers op die plaas. Toe sê die man wat daar in die bediening was, en hy sê, ons spreek 'n profesie oor julle uit, dat julle nog vaders en moeders gaan word van baie. Dis mooi. En so het die Here deur sy hart, het hy vaders en moeders gemaak van baie. Want dis wat ons op die oomblik in Groenkloof beleef, en dit is ook die wyse waarop ander ons bedien in Groenkloof, en die Here deur ons weer ander bedien. Ek het 'n vraag, jy het nou verwys na die eredienste, nou van ons luisteraars gaan uit die aard van die saak nie Groenklowers wees nie, en van hulle wat Groenklowers is, sal dalk ook nie weet dat in die sorgeenheid, elke donderdag rondom 10:00, het ons nou hierdie preekrooster gehad. So ons het predikante, lokale predikante gekry, pastore, en hulle het vir ons die woord kom bedien aan ons mense hier. Maar sou ek reg wees as ek sê, dit is nog steeds, as ek dit vergelyk, die kere wat ek daar was, dis nog steeds 'n redelike gestruktureerde kerkdiensbelewenis. Ja, kyk, amper soos in die jare terug het jy in 'n gemeente is amper 2 dienste gekry, 'n meer formele diens en 'n meer informele diens. 'n meer informele diens vir die mense wat nou nie omgee as daar gitaar gespeel word of as daar gospel sang is nie. So het hier amper ook ek wil amper sê 'n treetjie terug van die tradisionele kerk afgegee, want baie van die lidmate wat hier is, veral in die sorgsentrum en in die woonstelle, hulle kan net nie meer fisies by 'n kerk uitkom nie. Hulle het die behoefte om die teenwoordigheid van die Here ook in 'n erediens te beleef. So hierdie 10-uur dienste is 'n bietjie meer gestruktureerd. Dit is vir daardie groep wat nog 'n halfuur kan konsentreer en wat nog wil saam sing en wat nog met hulle gewone voete by die diens kan uitkom.
Ek dink dis wat ek nou daarby wil aansluit by jou. Ja. Daai struktuur gee 'n geestelike geborgenheid ook. En as dit jou behoefte is en jou liggaam, jou konsentrasie en jou laat jou toe, Ja. dan is dit wonderlik om te dink dit is nou op 'n donderdag. Maar die kere wat ek daar was, let ek op dat mense hanteer dit absoluut as hulle kerkdiens. Hulle trek aan. Hulle trek netjies Hulle kom- aan, hulle is net soos hulle kerk toe gaan, kom hulle hiernatoe en dit is vir hulle 'n afspraak Ja. wat die Here met hulle het per week. En die belangrike ding is ook dat die Here hulle in 'n geloofsgemeenskapie daar saambind en ons saam met hulle in die fase van hulle lewe. Waar hulle veral die vraag het, Dominee, wat kan ek nog vir die Here doen? Ek kan niks meer vir die Here doen nie. En is my pad dan geblokkeer hemel toe as ek nou niks meer vir die Here Sure. kan doen nie? Maar daai vraag worstel hulle. Ja, dis absoluut daai ding van hoe verander ek in hierdie lewenshoofstuk in? Want dis wat ek by jou hoor is om te sê daai geloofstemas wat jy nou mee vroeg. Ja. En ek meen niemand is beter geposisioneer en weet meer daarvan nie omdat jy hierdie hart het. Maar ek wil jou vra, ek en jy het hier gesit en toe het jy met 'n idee gekom. En ek wil hê jy moet bietjie voortborduur op daai idee en dit het spesifiek gegaan oor die 10uur erediens. Ja. Verduidelik bietjie vir ons, want daar het 'n ander geloofsbehoefte op die tafel gekom. Vertel 'n bietjie meer. Kyk, baie keer dink ons dat almal wat in Groenkloof woon, is in dieselfde lewensfase, maar hoe meer jy saamlewe, hoe meer besef jy die gedifferensieerdheid van mense wat hier woon, en ook die agteruitgang, die verlies aan beweging, verlies aan konsentrasie, verlies aan onthou, verlies aan verstaan wie ek in Christus is, verstaan, sommer net om die Here se teenwoordigheid te beleef, maar toe is daar mense wat met hulle rolstoele ook die diens bywoon. En uiteindelik kon ons net nie almal ingepas kry, want 'n rolstoel neem omtrent 2 rye stoele se plek in. So dit was 'n fisiese praktiese reëling aan die begin. Toe kom daar 'n oom en die oom sê, ek kan nie sien nie. Ek moet voorsit. Nou om die rolstoel met die oom heel voor te kry, nadat jy almal ontwrig het en jy kry hom in die tweede ry, dan sê hy net vir jou, ek moet nou badkamer toe gaan. En dan moet jy die hele diens onderbreek en jy met daai rolstoel weer daar uitkry. Toe besef ons naderhand, en ook Linie en Helena wat baie nou saamleef hier in hierdie gebou, hulle sê toe ook vir ons, kom ons dink aan 'n aparte geleentheid. En nou om 'n vernuwing en 'n verandering te bring, weet jy hoe moeilik het dit gegaan en hoe wonderlik jy, wil ek ook nou maar hier op band sê, hoe jy die konflik bestuur het van om nou nog iets te hê. En toe kom die rolstoelbediening. En ons het nou seker so 2 maande van die rolstoelbediening en hulle sit die plek vol. Maar ek stel nou belang, want kyk, daar's nou 'n verskil. Ja. En ek dink die idee wat ek in my gedagte gehad het, jy moet vir my sê, was 'n oordenking. In Afrikaans die woord oordenking is 'n kortere fokus. Ons kom saam, ek doen 'n openingsgebed. Ons het 'n 10 minute gesprek rondom die woord en die betekenis van hierdie woord in hierdie lewensfase. En hoe die Here hulle met sy liefde wil bedien, ook in hierdie fase van meerdere en meerdere, veral fisiese verlies. En ook onthou verlies. En ook, sommer maar net om deel te wees, jy weet. Na die 10 minute gesprek het ons weer 'n afsluitingsgebed. Maar die ding is, jy gaan nou vinnig oor van hierdie en ek wil daarby uitkom. Maak so. Ons pak die stoele aanvanklik soos 'n gewone erediens 10uur, maar daar's 'n verskil by hierdie diens. En verduidelik, want ek dink julle sit ongeveer in 'n kring na mekaar. Ja, die eerste klompie geleenthede moes ek sommer laat waai om daai 30 stoele daar uit te kry, sodat die rolstoele kan inkom. Toe het ek nou vir Louis gekry, Louis wat die vensters was. En jy kan nie glo nie, elke week is Louis 20 voor 11 staan Louis daar. 'n staatmaker. Hy staatmaker, jy hoef nie vir Louis te gaan sê nie, ek het nou hierdie week raas gekry by Suster Kato, ek moenie elke keer vir haar kom sê, die rolstoelmense kan nou kom nie, maar, en ek het dit nou reg gekry om nie te gaan sê, dis nou tyd vir die 11 uur diens nie, en dan kom hulle net ingestroom, want Louis het soos 'n blits, het daai klomp stoele in die gang, en dan het ons daai hele ruimte beskikbaar, en dan is die kostelike ding, dan kom die versorgkies met hulle mense daarin, prachtig. En elkeen se verhouding met sy
'n mensie wat sy of hy versorg, is 'n erediens op sy eie. Ek kan jou die voorbeeldjie vertel. Verlede week kom daar enetjie in, sy sit die tannie neer, want daar's party van hulle wat nou nie in 'n rolstoel is nie, sy sit op die stoel, en toe sy op die stoel gesit het, toe vat sy so na haar kant, druk sy hierdie krulle, en sy druk hierdie krulle hier voor, dat die haartjies mooi lê, en ek kyk haar so, en ek sê, wat van myne? Sy sê, ag dominee, kom ons vat net, en sy vat my kuifie so, en sy druk my kuifie so op, sê, dominee, is dit nou reg? Daarin sien jy die hart van, van die versorgers, en die versorgers woon op die diensie by, en hulle kan agterna, alles het op 'n baie gebrekkige wyse dalk wat die ou mensies dit onthou, kan hulle weer die geheue wees en terugvoer wees, en ook versterking vir hulle in die geloof. Ek dink daai is 'n baie belangrike punt, want ek dink, as ek nou dink oor die beskrywing daarvan, dan hoor ek die fasilitering van hierdie teenwoordigheid, daar's 'n ontmoetingspunt wat gefasiliteer word. Absoluut. En van buitekant af lyk dit miskien nie soos 'n kerkdiens nie, maar ons besef die belangrikheid dat die Heilige Gees ontmoet elke inwoner daar. Weet jy, met hulle uitdagings. Jy kan nie nooit weet, en jy sal nooit weet, watter mate hulle hoor en inneem en wegneem nie. Maar die teenwoordigheid, wat die Heilige Gees daar bring, ek meen, daar's van die tannies wat na die 10 minute wakker gemaak moet word, sodat hulle kamer toe kan gaan. En dit is waarskynlik 'n minuut of 2 voor hulle begin slaap. So, ek glo dat, net soos by iemand wat op 'n sterfbed lê, weet jy nie, hoe dat die Heilige Gees nog in daai persoon inspreek nie. Fantasties, ja. En so glo ek dat daai teenwoordigheid, daai saamwees, ag weet ek net gou dit, ek weet nie hoeveel tyd ons het nie, maar nee, asseblief selfs. Daar's 'n tannetjie, Mimi, ek wil nou nie name noem nie, maar ek het nou klaar, sy's gevorderde dementia, en nou die dag sit sy daar, in die klaar met die diensie, en sy sê, dominee, kan ek iets sing? Ek sê, ja, sing vir ons. En sy staan op en sy sing dat daai bissies bewe. En daai waardigheid wat uit die mensie wat daar vertrek, is iets wat die Here daar teweeg gebring het. En nou hoor ek, hier's 'n damesgroep gewees wat brei en sulke goeters, en hulle het ook nou al uitgenooi om te kom sing. So sy onthou baie min van 10 minute gelede en van gister, maar die Here gee nog sy genade deur haar, en sy bedien ons wat daar sit, met haar sang. Pragtig. Ek wil eintlik by jou aansluit, want dis ook iets wat ek waargeneem het, en dit is dat 'n mens moenie onderskat die waarde van die psalms en gesange nie. Want baie keer het ons al vir mekaar gesê, die persone kom in, en na rukkie dan kan ons agterkom, hulle is moeg, of die oogies begin lank raak. Maar interessant het ek opgelet, die oomblik wat daar 'n bietjie sang was, dan besit asof hulle begin saam prewel. Dus daai langtermyn geheue wat die psalm en gesang iewers nog daar gaan haal. Veral as dit van die ou melodieë is, jy weet, dan as dit 'n psalm baie keer is, dan is dit daai is dit net asof daai jare wegval wat tussenin is, en sommer net die belewing van die ontmoeting van die Here. Sakkie, ek moet afsluit, maar ek wil vir jou nog 2 vragies vra. Ek en jy het die jaar van vandag nog baie om oor te gesels, ek kom dit nou agter. Maar ek dink, as jy vir ons luisteraars en vir persone in ons gemeenskap 1 brokkie raad moet gee oor hulle geestelike instandhouding en geestelike welstand, waarmee sou jy hulle los as 'n ankergedagte? 'n Ankergedagte is die anker, en die anker is die liefde van Christus in ons lewens. Ons moet op hierdie fase van ons lewe minder dink oor wat ons nie gebruik het nie, of bereik het, of wat ons nie in staat is om te doen nie, maar fokus op dit wat God in ons harte gee. Sy goedheid, sy liefde, want dit is waarmee ons hier saambind. Is 'n liefdesgemeenskap in die Here. En dit is die wonderlik dat ons die geleentheid het. Jy weet, as ons by die tafel 'n gebed doen, as hier onder by hierdie eetsaal 'n gebed gedoen word, as hier 'n geloofssamekoms is, dan beleef ons die teenwoordigheid, die hoop, die troos, die uitsig op môre, al is môre die dal van doodskaduwee, is die Here met sy liefde altyd in ons, by ons, en leef hy deur ons. Dis die hoop waarmee ons in Groenkloof lewe. Sakkie, baie dankie. Soos ek gesê het, ek sluit af vir vandag, maar ons gaan definitief 'n opvolg hê.
En dan hoop ek ons luisteraars sal weer inskakel en vir ons dalk nog temas stuur oor voorstelle vir hierdie reeks alle dinge Groenkloof. Hulle kan byvoorbeeld so ietsie doen soos om 'n e-pos te stuur aan alledingegroenkloof@groenkloof.net. Daai e-posse sal dan vir ons kan sê wie hulle as persone of as onderwerpe wil sien op hierdie platform. En van my kant af net verskriklik dankie. Ek dink ons is besig met baanbrekerswerk. Dankie vir jou bereidwilligheid, vir jou getuienis. En nee, soos ek sê, ek sien uit na wat ons nog oor kan gaan saamgesels. Ek dink daar's 'n magdom temas wat ons die geloofsgemeenskap mee kan bemoedig, as ek dit so kan stel. Ja, man, die Here in ons lewe is 'n borrele fontein van sy goedheid. En hy wil hierdie stroom laat vloei deur harte wat begin hoop verloor. In sy teenwoordigheid in ons, deur hierdie fase van ons lewe, gee sin aan ouderdom. Amen. Van my kant af, Annetjie, baie dankie. Ek sluit af, Charles Collins hier namens die sorgspan. En dan ek herhaal net daai e-pos, as julle ietsie vir ons wil stuur, 'n aanmerking, opmerking, dis alledingegroenkloof@groenkloof.net. En dan sal ons weer saamgesels. Ons sien uit daarna om vir julle weer ietsie te kan bedien op hierdie manier. Wat 'n voorreg. Baie dankie van my kant af.